Goeiemôre, hier sit ek. Dit is die 3de Junie vandag en allerhande heerlike geluide hier rondom my in ons nuwe blyplek. Dankie dat ons Vader leef en dankie dat dit ook in die natuur, deur die natuur tot ons spreek, né? Hemelse Vader, dankie dat ons vandag kan kyk na Psalm 24. Kan ek asseblief net vra dat U self nou voor my uitgaan en dat U self aanvul en invul alles wat ek nie praat nie. Alles wat nog nie eens by my opgekom het nie. Dankie dat elkeen wat na hierdie boodskap sal luister, self deur die krag van U Gees sal ontvang dit wat U wil, wat ek nie eers praat nie, wat ek nie eers bedink op hierdie oomblik nie, maar wat U weet, ons nodig het om te verstaan uit hierdie Psalm. Vader, kom deur die lewe, wie U is, lewe. En kom bedien U self, elkeen wat ooit hierna sal luister. En ook vir my in hierdie dag, ten opsigte van hierdie Psalm 24. Ons eer U en ons verwag U. Dankie Vader, halleluja, amen. Nou die opskrif in die moderne King James vir hierdie Psalm is The King of Glory. Hou dit in gedagte terwyl ons dit lees. Dis nog 'n Psalm van koning Dawid, waarin hy die grootheid van ons Skepper besing. En watter beter tyd om die skepping te beleef as so vroeg in die môre, as die dag nog nie jaag nie, en as die geluide van die natuur nog so om ons skerp en hier is. Koning Dawid skryf: Die aarde behoort aan die Here en die volheid daarvan, die wêreld en die wat daarin woon. Nou stop net gou daar. Wat het koning Dawid geweet van die grootheid van die aarde? Meet dit aan wat die mens vandag weet? Of het koning Dawid dalk dinge geweet wat ons steeds nie weet nie? Wat 'n stelling maak ek nou? Dink dit bietjie van alle kante af. Maar die gevolge? Hoeveel is daar vandag wat van God en sy gebod net mooi niks wil weet nie? En erger nog, soveel wat kennis dra, selfs daarmee groot geword het en toe besluit het dat hulle net mooi niks daarvan wil weet verder nie. Bid asseblief vir sulke mense. Al ken jy niemand wat jy weet en tog nie glo nie. Daar is sulke mense. Kom ons bid dat elkeen wat die woord van God hoor, sal glo. Maar kom ons fokus nou eers op die Psalm en die betekenis van die inhoud daarvan. Die aarde behoort aan die Here en die volheid daarvan. Kyk ook weer hoe Etan, die Israeliet, dit beskryf in Psalm 89 vers 12. Aan U behoort die hemel, aan U ook die aarde, die wêreld en sy volheid. U het dit gegrond. En dan vers 13 van Psalm 89, die noorde en die suide. U het dit geskape, Tabor en Hermon, jubel in U naam, vers 14. U het 'n arm met mag. U hand is sterk, U regterhand verhewe, vers 15. Geregtigheid en reg is die grondslag van U toorn, goedertierenheid en trou gaan voor U aangesig uit, want omdat dit is wie hy is. Skryf koning Dawid verder in Psalm 24, hoor mooi, want hy het dit gegrond op die see en dit vasgestel op die strome. Daarom koning Dawid se volgende vraag in vers 3 van Psalm 24, wie mag klim op die berg van die Here? En wie mag staan in sy heilige plek? En koning Dawid se antwoord op sy eie vraag, vers 4, hy wat rein van hande en suiwer van hart is, met ander woorde, een wat nie oukei is daarmee om selfs per ongeluk droog te maak nie, teen die wil en karakter van ons Vader op te tree nie. En dan skryf hy verder in vers 4, wat sy siel nie ophef tot nietigheid en nie vals sweer nie.
vers 5. Hy sal seën wegdra van die Here en geregtigheid van die God van sy heil. Dit is die geslag van hulle wat na hom vra. Wat u aangesig soek, dit is Jakob, Sela. Moet ons nie hierdie verse uitskryf en op 'n plek plak, waar ons skottelgoed was byvoorbeeld, of enige plek in die huis, waar ons dit gereeld sal sien, sodat ons daaroor kan Sela. Want dit is hy, want hy het dit gegrond op die see, vasgestel op die strome. Wie mag klim op die berg van die Here? Wie mag staan in sy heilige plek? Hy wat rein van hande en suiwer van hart is. Kom ons skryf dit neer, dat ons gereeld herinner kan word daaraan. Hy skryf dan in vers 7. Hef op julle poorte, hef op julle hoofde, o poorte. Ja, verhef julle ewige deure, dat die Here koning kan ingaan. Volgende, asof koning Dawid sy stelling baie duidelik wil maak. Hy wil dat dit by ons sal insink. Vra hy weer die vraag in vers 8. Wie is tog die Here koning? En sy antwoord, die Here. Sterk en geweldig, die Here geweldig in die stryd. Hef op julle hoofde, o poorte. Ja, hef op ewige deure, dat die Here koning kan ingaan. Wie is dan tog die Here koning? Die Here van die leerskare. Hy is die Here koning, Hemelse Vader. Wat verstaan ek regtig van dit wat koning Dawid hier skryf as hy na U verwys as die Here koning? Ek bid in die naam van Yeshua, kom en openbaar dit aan elkeen van ons, dat ons self sal verstaan waarvan koning Dawid hier praat as hy verwys na 'n Here koning. Here God, dit sal vir my so groot wees om saam met koning Dawid te kan jubel daarin dat U my Here koning is, maar ek wil verstaan presies wat dit beteken. Verduidelik dit vir ons, Vader. Openbaar U self aan ons. En ek bid dat U vir ons elkeen hierdie opregte begeerte sal gee om werklik te verstaan wie U is as Here koning. Help ons om te verstaan hoe om U te eer, te aanbid, te dien as ons Here koning. Ek vra dit in die naam van Yeshua. Amen.